Goeiemôre almal. Ons het gistermiddag 6:00 oorgeskakel na Leiar, die maand net na Nisan, die kruisiging, en ons is op pad na Pentekoste toe, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons is in die tyd waarin ons die Omer tel, en ek sal bietjie later in 'n volgende padpien met julle daaroor praat, want die Here leer ons in hierdie tyd. Wat is sy afsprake en hoe belangrik is dit om hom te ontmoet in hierdie tye vir wat hy vir ons wil doen. En hierdie ontmoetingstye met die Here, wat hy in Genesis 1 vers 14 vir ons ingeskryf het in 'n jaarsiklus, is so belangrik, want dink 'n bietjie in ons lewe, wanneer ek en jy 'n afspraak het met iemand wat baie belangrik is en baie vir ons beteken en wat ons hoog ag, elke keer na so 'n afspraak kom ek en jy verryk terug. En dan is dit asof wat ons meer nader na die persoon is en meer insig het. So is dit ook met God se feeste. Nou, ons is in die maand van Isaskar. Dis vir my so wonderlik om te besef, God het hierdie siklus daar gestel, wat 12 maande het, wat God se regering is, maar wat ook die 12 stamme van Israel verteenwoordig. En daarom is dit so belangrik dat ons moet weet, Israel kom uit Abraham uit. Ek en jy is vandag die geestelike Israel, maar die ware Israel is die Jode vandag, wat ons nie is nie. Maar ons is die nageslag van Abraham, waar hy gesê het, ons sal wees so baie soos die sand van die see en die sterre in die hemel. En vir my is dit so belangrik dat waar ons werk met die tye en die kalender van God, het dit baie te doen ook met die getuienis in die hemel. Die hemel en die aarde moet saam getuig van die heerlikheid van ons God. En hy is besig om vir ons openbaringskennis te gee, dat ek en jy dit beter kan verstaan. Maar wat vir my belangrik is in die maande, is dat in elke maand is daar sekere goed wat die Here vir ons kom sê. Hier is goed waarna julle moet kyk. Kyk en toets julle lewe daaraan. Maar hier is ook 'n profetiese verstaan van die tyd waarin julle is. En julle moet weet dat julle verteenwoordig Jesus Christus, en die woord van God sê, He is the spirit of prophecy. So God se profetiese handelinge en sy profetiese woord deur sy woord is vir my en jou en in ons lewe baie belangrik en moet ons dit verstaan. Nou die maand van Isaskar wat April en Mei is, soos ons dit ken, is dan die alfabet WAV, V-A-W, wat beteken connecting and linking. Hierdie is 'n tyd wat die Here ons laat kyk na die connections, waar daar nuwe koneksies kan kom, maar waar die Here ook ons losmaak van seisoene wat nie meer relevant is nie. En die tribe Isaskar is die maand wat staan vir You Will Understand Secrets. So in hierdie maand is daar regtig 'n salwing, veral op die manifestasie van persoonlike genesing in die liggaam, maar ook 'n plek waarin ons sielsdimensie, ons geestelike intelligensie ontvang, wat vir ons emosionele stabiliteit en genesing bring. Dit is die maand daarvoor. En dit is die maand waar die Here regtig ook fokus op drome en visies en goddelike, bonatuurlike openbaring wat ons nodig het hier. In die konstellasie in die hemele is die teken van die bul daar, wat staan vir looking and observing to find a place of strength. Is 'n plek waar ons bekragtig moet word. En die kleur, die steen van hierdie maand is dan royal blue, lapis, wat baie, baie goed is. Liar is die tweede van die 12 maande in die Hebreë kalender, in die Bybel. En die maand Liar word dikwels genoem die maand van Zif, Z-I-V, wat beteken radiance. So hierdie maand is nie net 'n maand van natuurlike genesing nie, maar dit is ook 'n maand waar Exodus 15 vers 25 vir ons 'n realiteit is, waar God homself as geneesheer openbaar het, waar staan, I am God, your healer. So in hierdie maand staan ons in geloof vir fisiese genesing vir elkeen van ons en vir ons families. Dit is belangrik om te weet dat dit ook met lig
gekoppel is. So hierdie is 'n tyd van openbaring, waar God openbaring deur die woord bring, sodat ons kan verstaan waar ons is, en wat hy wil hê ons moet doen, en hoe ons geposisioneer moet word in ons gesinne, in ons eie lewe, maar ook in die koninkryk van God. As ons kyk na hierdie maand, is dit die maand waar Israel in die ou tyd uit Egipte uitgekom het. En dit is dan die maand van verandering. Nou jy kan vir jouself dink om vanuit slawerny uit te kom. En nou is jy in 'n woestyn. Jy het nie 'n huishouding waar jy, ek dink maar aan ons moderne lewe. Jy het nie 'n plek waar jy wasgoed was, 'n bad waarin jy was, 'n kombuis waarin jy kos maak. Al daai goed is skielik agtergelaat. En hulle word gestroop van hulle elke dag se optrede. En nou moet hulle op 'n nuwe manier doen wat hulle altyd gedoen het om te oorleef. En op daai plek wat so moeilik is, het God ingekom. En God het gesê, julle hoef nie kos te maak nie. Ek sal vir julle voorsien. En daai hele las van die vrouens wat moes kos maak en meel maal en alles is van hulle afgehaal en God het vir hulle bonatuurlik water en brood voorsien. So hierdie is 'n maand ook waar ons die Here moet loof en prys en dank vir sy bonatuurlike voorsiening en vir daai plekke waar ek en jy nie hoef planne te maak nie, want God is daar om ons deur 'n woestyntyd te vat. Eergister in die gemeente het Piet 'n woord gehad wat vir my regtig waar aangeraak het. Ons kyk na die Israeliete wat deur die woestyn moet gaan, maar as ons vinnig dink aan 2 woestynvoorbeelde wat by ons gedagtes opkom uit die woord uit, dan kyk ons na die Israeliete wat in die woestyn is, en dan kyk ons na Jesus wat ook in die woestyn is. Die groot ding is dat die Israeliete het God nie gehoorsaam opgesoek in die woestyn nie. En hulle wou hulle eie kerm en kla in hulle ondankbaarheid, het hulle fokus gemaak. Waar Jesus in die woestyn het toegelaat dat God hom voorberei en versterk vir die bediening, vir die koninkryk van God, wat hy moes uitbrei hier op aarde. Die voorbereiding van die kerk, soos wat ons die kerk ken. Jesus was ten volle gehoorsaam gewees, en hy het gelewe en uitgekom en 'n pad gemaak vir my en jou. Die Israeliete was ondankbaar en hulle wou hulle eie ding doen en hulle het gekyk na hulle eie gerief en hulle eie gemaak en daai generasie het in die woestyn gesterf. So ek en jy moet ook weet, hier is 'n plek waar die Israeliete vir ons 'n voorbeeld is. Gaan ons aan God onderwerp, of dit moeilike omstandighede is of nie, of gaan ons eie comfort soek in kerm en kla vir 'n beter lewe. So ons fokus in hierdie tyd is baie, baie belangrik. En ons moet weet dat ons behoort aan God, ons behoort nie aan onsself nie. Daai plek van die vlees beteken, al behoort ek aan God, ek wil nie hy met my lewe vir my rig, of vir my goed doen nie, ek sal sommer my eie ding doen. En dan is daar 'n groot gemors wat gewoonlik gebeur. Dis letterlik so Sarah, wat nie vir God se beloftes wou wag of dit wou glo nie, maar sy wou haar eie ding doen, want sy het gekyk na haar eie image, en sy wou graag gesien word as 'n vrou met 'n seun, want dit was 'n groot skande om onvrugbaar te wees in daardie tyd. So, in hierdie plek, waar ons oorstap in 'n nuwe tydperk, het ek en jy keuses wat ons moet maak. Gaan ons God toelaat te midde van moeilike omstandighede, om God te bly in ons lewe, of gaan ons eie goed wil uitwerk? As ons kyk na al die stories wat deurkom van die generasies van Israel, hoe hulle deur die woestyn gegaan het, dan besef ons een ding, God het hulle in 'n covenant skool gesit, om sy karakter vir hulle te openbaar en te leer. Ek en jy is ook in 'n klaskamer. Ek het 3 aande terug 'n droom gehad waar die Here vir my gesê het, hy vat my terug na die hemelse universiteit toe vir 7 jaar. Ek en jy is ons lewe lank in 'n plek van leer, van keuses, van verander. En ek en jy bepaal hoe lank ons deur die prosesse gaan.
want die Here wil die volheid van Jesus in ons hê, en dit is moontlik, maar nie die vyand nie, ek en jy is die ouens wat bepaal, of dit gaan gebeur of nie, en daai keuses is nie altyd maklik nie, want dit is sacrifice, en veral sacrifice jou tyd. Is ek bereid om by die Here te gaan hoor vir elke ding in my lewe, of wil ek my eie planne maak en aangaan? Toe Moses hulle deur die woestyn gelei het, iets wat vir my altyd hartseer sal bly, is dat God se pad vir hulle was 'n pad van 9 dae. Party vertaling sê 11 dae. Dit was God se pad vir hulle gewees. Dit was sy toetstyd vir hulle gewees. Hulle ondankbaarheid, hulle gemurmer, hulle kla, hulle kerm, het hulle 40 jaar lank in die woestyn gehou. Dit was nie God se plan nie. Ek en jy moet versigtig wees op hierdie plek. As ons nie dankbaarheid het oor waar ons is in ons lewe nie, al is ons nie op 'n goeie plek vir die oomblik nie, al is ons in God se vuur vir die oomblik, wat baie keer 'n jaar of 2 of 3 of 4 of 5 of 7 kan wees. Hoe is ons gesindheid teenoor die Here? Het ons nog steeds eerbied, bewondering en dankbaarheid vir hom? Ons het nie meer tyd om selfs 'n jaar in 'n woestyn te bly nie. Dis nooit God se plan gewees nie. Kom ons kyk elke plek in ons lewe waar ons stak is, waar ons in die woestyn is, omdat ons nie God gehoorsaam nie. As ons kyk na hoe hulle gekerm en gekla het en hoe hulle vir Moses die skuld gegee het, vir die water wat hulle nie gehad het nie, vir die kos wat hulle nie gehad het nie, die plek waar hulle was, waar die water bitter was, onthou julle daai plek, het hulle uitgeroep en gesê, ja, hier is nou water, maar kyk net, ons kan nie drink nie. En God het gekom en hy het die water genees. En Exodus 15 sê daar, if you listen to my voice, I will keep you well, for I am the Lord who heals you. Daar's 'n voorwaarde. Ons kan nie al hierdie goed net van die Here verwag omdat ons sy kind is nie. Hy kom en hy sê, as jy luister na my, as ek en jy gehoorsaam is, dan gaan alles met ons goed gaan. Maar die plek is, ek en jy het 'n keuse in dit in. En as ons kyk hoe hulle aangehou kerm en kla het, waar hulle gekom het hier by die quails, by die voëls, en waar God vir hulle soveel gegee het, dat hulle gestik het in dit, en ons weet dat die Here was kwaad gewees, en hy het letterlik toegelaat dat hulle siek word, en hulle moes gekyk het na daai paal met die slang, wat genesing verteenwoordig, om hulle weer gesond te kry, om hulle weg te vat van hulle eie siekte en hulle omstandighede, en hulle oë te vestig op die geneesheer. As ons kyk na Moses wat die hele volk wat deur die Amalekiete aangeval is in Exodus 17, het Moses op die berg gaan staan en sy arms opgelig na God toe. En solank as wat sy arms opgelig was, het hulle gewen. Maar as hy moeg word, het hulle verloor. Toe het Aaron en Hur gekom en Moses se arms opgelig dat hulle die oorwinning kan kry. Baie keer is ek en jy op 'n plek, ons het al die kennis van die woord van God. Ons weet wat om te bid, hoe om te staan, wat om te doen. Maar in die gevegte raak ons moeg. En ek en jy het 'n Aaron en 'n Hur nodig, om baie keer saam met ons te bid. En hoe gaan hulle weet om saam met ons te bid, en ons arms op te tel, as ons dit nie met hulle deel nie? Daar's 'n plek waar ek en jy moet besef, dat God vir ons mense gee wat ons kan vertrou. En dan moet ons hulle nader roep en sê, weet jy, ek is op 'n moeilike plek, kom bid 'n bietjie saam met my, kom tel 'n bietjie my arms op. En hulle help saam om in die oorwinning te bly. Dit is 'n protokol en 'n patroon van God. Kom in hierdie jaar, laat ons identifiseer wie ons vertrou naby ons, wat ons 'n Aaron en Hur kan wees. Want hierdie is die jaar van oorwinning. Hierdie maand is letterlik 'n maand van lofprysing en het 'n sleutel van oorwinning. En die Here kom in hierdie tyd ook, en hy het nog 'n aspek van sy verbond en sy karakter oor ons kom lig. Jehovah Nissi.
The Lord is my banner of victory. So die Here wil in hierdie maand vir ons baie geheimenisse van sy verbond met ons kom openbaar. Maar ek en jy moet daar wees. As ons kyk dat ons nou gekom het vanuit die Pesach en waar Jesus geopenbaar is as ons eerste vrug, dan kyk ons na Daniël 2 vers 21 tot 22 wat ons herinnerend sê. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. Hierdie woord is geskryf vir my en vir jou. Ek en jy die voorreg om God se aangesig te soek, om alles wat ons moet weet te kry, sodat ons in sy wysheid kan lewe. Jakobus 5 vers 1 sê, If any of you lacks wisdom, let him ask God, and it will be given for you. Ek het hierdie afgelope tyd weer gebid vir iemand wat iets nodig het. En die Here gee vir my die skrif, en die Here sê vir my deur die skrif, bid en sê, ek wat haar vader is, as hy vir my brood gee, gaan ek nie haar klip gee nie. As hy 'n vis vra, gaan ek nie vir haar slang gee nie. En dit is ons Vader. Ons hoef nie te wonder wat hy vir ons gaan gee nie. Ons kan net na hom toe gaan. Sy hart is om die beste vir my en vir jou te gee. Dis dan die maand van die Hebreë letter Waf, wat beteken linking and connection. En Issachar is letterlik dan ook die connection tribe tussen Juda en Zebulon. So in hierdie maand wil die Here kom en hy wil vir ons nuwe koneksies gee. Dit is ook die maand van multiplication. So in hierdie maand behoor ons ook deurbrake te sien in dit wat ons besit en dit wat die Here vir ons wil gee, in ons finansies, in ons oeste, in ons boerdery. Wat dan saamgaan met Taurus, die bil, wat beteken dis 'n plek waar God ons wil toenemend bekragtig met wie hy is, om ons te help om hierdie pad te stap. Hierdie is ook 'n maand wat gekoppel is aan ons emosies en ook aan ons gewete. So dit is die maand waar ons gewete moet toets voor die Here. Kyk wat is daar in jou wat nog nie onder die bloed van Jesus is nie, en sorg dat ons dit bely en dat ons dit skoonmaak, sodat ons met Pentekost, Shavuot, kan staan op 'n plek waar God ons kan bekragtig op 'n nuwe manier. Dit is baie goed om te deel met ons siel en ons wil en ons emosies, om ons te align met die res van die jaar. Dit is baie belangrik om te kyk na ons brein, na ons gesindhede, na ons fokusse, en ons moet kyk waar is daar verkeerde goed in ons gedagtepatrone, ons opinies, ons persepsies, en ons moet in hierdie tyd daarmee deel, ons gedagtes en ons harte in lyn kry. Elke plek waar verkeerde gedrag en gedagtes ons emosies opgemors het, ons gevoelens, ons fokus, moet ons kom en ons moet vir die Here vra om dit uit te wis. As ons moet repent dan, maar dat ons op 'n plek kan bly, waar in hierdie maand, die maand van Issachar, ons die seisoene sal verstaan, die geheimenisse van God sal verstaan, en dat ons sal begin die Here vertrou om dit te openbaar vir my en jou, vir waarheen hy ons vat. Amen.